Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons kyk vandag in die woord in weer eens en ons wil God en sy beginsels, ons wil vir Jesus Christus raak sien in hierdie woord. Ons wil onsself meet aan Jesus en ons wil ons lewens aanpas hierby. Ons wil nie net in die spieël kyk en dan weggaan sonder dat ons hare reg gemaak het nie. Ons wil kyk en dan wil ons deur die Heilige Gees toelaat dat God ons verander. Ons kyk vandag in Genesis 42 en my tema is jy sal maai. Genesis 42 vers 21 sê, die broers het toe onder mekaar gepraat. Dit het alles gebeur oor ons wat so lank gelede aan Josef gedoen het. Ons het sy angs en sy benoudheid gesien en gehoor hoe hy gesmeek het, maar ons het ons doof gehou. Dis hoekom hierdie moeilikheid nou oor ons kom. Hoeveel jaar het nou al verby gegaan van dat Josef as 'n slaaf verkoop is in Egipte en in Egipte beland het. Dit moes ongeveer 12 tot 15 jaar gewees het. 15 jaar nadat Josef daardie drome gehad het oor die graangerwe wat voor hom buig, oor die maan, die sterre, die son, die maan, die sterre wat voor hom neerbuig. 15 jaar en nou val goed duidelik in plek. Wat so lank al vergete was. Miskien het Josef daarvan vergeet. Ook 15 jaar van dat Josef se broers hom verkoop het en wat hulle dalk gedink het, hulle het weggekom met wat hulle gedoen het. Maar alles gebeur volgens God se plan en alles wat versteek was, kom aan die lig. As ons op die goeie grond saai, sal ons 'n goeie oes terugkry. As ons op slegte grond saai, sal ons 'n slegte oes ontvang. Galasiërs hoofstuk 6. Dit kan nog 10 jaar vat, dit kan nog 15 jaar vat, dit kan 30 jaar vat. Maar maai gaan ek maai. Ek moenie mismoedig word nie. As ek die goeie goed saai, moet ek aanhou saai op goeie grond. God se planne sal tot vervulling kom. Dinge sal bymekaar kom. Ek hoef dit nie met my eie hand te probeer forceer nie. Ek hoef ook nie wraak te neem vir die onreg wat my aangedoen word nie. God sal alles volgens sy wil laat uitwerk ten goeie van my. Ek moet egter ook weet, as ek besig is met die verkeerde dinge, gaan ek dit maai en ek moet ophou daarmee, sodat ek nie aanhou saai op daardie grond van die verkeerde nie, fisies, emosioneel, geestelik, want ergens gaan ek dit maai en ons wil dit nie hê nie. Kom ons saai die regte goed op die regte grond. Kom ons bid saam. Vader, ek vertrou op U en in U wil en ek vertrou dat U in totale beheer is. Mag ek net gehoorsaam aan U bly en bly oorgee aan U. Op die regte tyd sal ek maai die goeie saad wat ek gesaai het. Amen. Mag jy vandag bemoedig wees hierso deur en weet dat as jy die regte ding doen, hou aan om die regte ding te doen. Al lyk dit asof daar niks gebeur nie, want jy sal maai die goeie wat jy gesaai het. Nooi iemand om deel van hierdie reis saam met ons te wees. Deel hierdie video met iemand vandag.